Goeiedag almal, ons is nog steeds besig met die week van dinamiese herstel. Ons het begin met herstel jou woordervaring en toe herstel jou gebedslewe en gister ontmoet jouself. En nou eers is ons gereed vir die volgende stap van herstel. Herstel jou autoriteit as kind van God. Dis van kardinale belang dat ons eerstens absoluut dinamies verander in ons ervaring van die woord, ons gebedslewe en wie ons is. Ons moet weet wie en wat ons is. En indien dit nie so is nie, en jy poog om die wapenrusting teen die vyand te gebruik, kan jy 'n groot loosing kry. Handelinge 19 vers 13 tot 16. En sommige van die rondtrekkende Jode het gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het en te sê: "Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig." Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees antwoord en sê: "Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?" Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. Kan jy sien, hulle het geen autoriteit of mag gehad nie. En Jesus het in ons autoriteit en die magte van bose gegee. Lukas 10 vers 19, kyk, sê die Here Jesus, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Nou die woord mag in hierdie vers is in Grieks exousia, wat in hierdie konteks dui op die vrymoedigheid en ook die vermoë om met mag, met krag en gesag op te tree om iets groots te doen. Hierdie exousia mag sluit ook in Markus 16 vers 17 en 18. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Herstel jou autoriteit beteken dus dat jy is nou deel van 'n absolute elite brigade. Want Jesus sê in Lukas 10:19, kyk, ek gee aan jou die mag. Moenie bid dat die Here namens jou teen Satan en sy demone moet veg nie, want hy het jou die mag, hy het jou die gesag en autoriteit gegee om dit self suksesvol te doen. Neem dus die verantwoordelikheid en weerstaan die duiwel, jou lendene met die waarheid van God se woord omgord. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. En nou, weer eens, neem vandag 'n besluit, herstel jou mag, jou krag, en die autoriteit as kind van God. Dankie Here, dankie vir hierdie mag, hierdie krag en die autoriteit wat ons van U ontvang het. Amen.